Goeienaand dames en heren en welkom by nog 'n program van Makassa op Pride, waar ons praat met die mense van Makassa, die dinge wat hulle doen en hoe hulle Makassa trots maak. Ons het vanaand 'n baie besonderse persoon in die ateljee vanaand, maar die vraag is, kan daar iets goeds uit Makassa uitkom? You be the judge. Nou vanaand welkom ons vir Adelaide Wolskut, legende wat in die eiendoms agentskap besighede. Adelaide, baie welkom vanaand hier by ons. Baie dankie, Steven. Adelaide, ons gaan sommer met die dier in die huis val, soos hulle sê. Vertel ons 'n bietjie van Adelaide, waar sy gebore en hoe het sy groot geword, waar het sy skool gegaan en so aan. Ja, ek is gebore in Grabouw en ons het so omtrent in 1974 strand toe getrek. Ons was vriende met die Sedgwicks broers. Ons kom saam uit die strand uit. Okay. Maar in 1976 toe trek ons Makassa toe. So ons is nou oor die 40 jaar in Makassa. Sure. Die eerste kinders wat by Marvin Park Primêr was. En van Marvin Park Primêr was ons Makassa Hoërskool toe. Tot ek gematrikuleer het in 1985. Sure. Ja. Adelaide, hy is daar 'n verhaal, jong. Vertel ons 'n bietjie die tye daar by Marvin Park Primêr, want hy is net so om die draai daar wat my ma gewoon het. Ja, soos hulle sê, die kinders, my maale bly nog altyd reg ook aan die skool. En hulle sê die kinders wat die naaste bly is altyd die laaste. Om by die skool sê kind te stap en dit was een van hy goed, jy wag tot hy klok lui daar op die skool toe. Maar dit was daarom regtig, kyk, ons kom bly te Makassa was dit net die blou skool soos hulle dit noem aan Makassa. Wie Makassa, ek het so klein plekkie vir Makassa, as ek dit so kan stel, want toe ons daar kom bly, die fletse was nog nie daar nie, daar was die running water nie, jy moes in die straat gestap het om water te gaan haal, daar was die elektrisiteit nie, daar was die winkel hier, die winkel in Diepvries, daar was so 'n mobile winkel, wat 6 uur as jy nie jou sigaret of wat gekoop het, jy moet jy wag tot môre, want hy kom 'n sekere tyd so intoe, dan staan jy op 'n plek en dan gaan jy weer na 'n ander plek toe, dan moet jy nou stap om jou goedjies te kry. Anders moet jy heel nag maar sonder dit wees. So vandag se kinders wat net ligte insit en hulle gaan toilette toe, hulle trek chains, hulle weet nie wat dit was nie, want kyk daai tyd was dit lekker, nee, Makassa was baie lekker geweest. Een kerk, een skool, almal het vir almal geken. Is basically 4 strate, so wat dit vir my baie besonder maak is dat ek Makassa gesien het ontwikkel. Ja. Jy weet alles wat gebeur daar, dis hoekom dit maklik is om te sê, as iemand 'n straat noem om te weet wat 'n kant van Makassa dit is, want ek het hulle almal gesien, gebou, die huise, selfs so somkiem vir hulle mense, ons noem dit die treintjies Makassa, noem ons dit die treintjies. Ja. Toe hulle daai huise gebou het, toe was dit 'n groot storie, want kyk dit was die huise gewees. En toe Makassa Village begin het, Jerry's Israels het nog daai tyd gebou. Dit was ook groot, want toe kon die mense kies wat hulle wil hê. Ja. Jy moes nie net vat wat die munisipaliteit vir jou gegee het nie. Het jy nou 'n kans gehad om te sê, ek soek 'n 3 slaapkamer, of ek soek 'n 2 slaapkamer. Afhangende natuurlik waarvoor jy kwalifiseer, maar dit was net so 'n groot ding, want daar was nie keuses voor hy nie. En in die strand self het hulle dieselfde ontwikkeling gedoen, maar obviously Makassa se pryse was goedkoper. Ja. Strand was altyd duurder as Makassa se pryse. Maar dit was lekker om te sien hoe die area groei. Want al die jare was Makassa maar geklassifiseer as 'n slaapdorp. En ons het baie kwaad geraak as hulle sê slaapdorp, jy weet. En toe kry ons 'n Shoprite, toe raak ons ook baie praat, want ons het ook nou winkels, jy weet. So, en dit is lekker om te sien die ontwikkeling wat nou besig is om te gebeur. Regtig waar dit gee die mense, in my werk byvoorbeeld, mense het altyd gevra, hoe verkoop jy so baie huise? Sê ek, as om met Makassa se mense trek jy uit Makassa uit nie. Partykeer het ek 3 sales gehad, jy weet, want die persoon trek nou van agter Makassa toe, na hier van die middel toe, en daai persoon trek nou weer voor Makassa, waar dit duurder raak. So, jy 3 sales, maar die mense trek jy uit nie. En dit is wat my werk maklik gemaak het. Ek hoef nie vir jou 'n plek te gaan soek, sê maar op 'n Grabouw of in die Kaapie. Ek gaan vir jou 'n huis soek en ek gaan jou huis verkoop. So dit is wat dit lekker gemaak het vir my. So Adelaide, kom ons vat gou, ons rewind gou 'n bietjie, hy ding so, jy het nou sommer gehaak, jy het reg met die diere in die huis gegaan en die agter die uitgegaan. Kom ons gesels 'n bietjie oor
jou skolastiese se loopbaan het skool gaan by Makassa senior sekondêr. Sekondêr, ja. En vertel ons 'n bietjie hoe was dit daar? Wat het vir jou different gemaak van ander om jou goals in die lewe te achieve? Hulle sê altyd, baie mense gaan altyd hoe hulle groot gemaak is, weet hulle huisomstandighede gebruik as 'n verskoning dat hulle dit nie gemaak het nie. Ek het dit gebruik as iets positief. Ek het besluit die goeie dinge gaan ek saam met my vat en die negatiewe dinge gaan ek iets aan doen. So ons was van standaard 6 daai tot standaard 10 was ons 'n meisieklas. Maar ons kon mekaar baie lekker gemotiveer. Dit is nogal lekker geweest daai tyd. Vandag wil die kinders nie so wees nie. Hulle wil 'n gemengde klas hê, maar daai tyd die tyd wat ons op skool was, jy kan vir enige onderwyser vra, ons was nog ordentlike kinders, jy weet. Maar alhoewel dit nou die tyd was waar die riots was, jy weet, en baie klippe gegooi en so, was ons meisieklasie stil mense. Maar toe Makassa Hoërskool hulle het 'n saal gebou, by die saal gebou en ons was die eerste span wat nou 'n dramaklas begin het. Okay. So die klas, ons het 'n opvoering gehad, weet ons Carlton Koopman, Jerome Vermeulen en ons almal was in hierdie dramas en ons het opgevoer en toe word die saal ingewy. En die ouers kon toe nou kom die middag om te kyk en die kinders die aand en die mense het vreeslik gelag vir ons en toe besef ons is 'n komedie wat ons opgevoer het. Ons het nooit besef is 'n komedie nie, want ons was so ernstig met en ons het met daai wat ons opgevoer het gaan deelneem met ander skole. So daar was nooit 'n dramaklas by die skole en ek onthou jare terug toe Charlene City Richards, sy was die persoon wat vir ons gejudge het. En Makassa, die skool het tweede prys gekry in die drama. So dis ook iets wat ons begin het op die skool wat lekker was. Ek weet nie of hulle nog drama klasse het nie, maar ons te gaan en plekke gaan opvoer en so ek dink wat ek so hou van drama nou nog. Ons het op skool drama gedoen. Ja, hulle nou kuns en kultuur en die tipe van goed. Sê my Edith het gematrikuleer by Makassa in 1985. 85, ja. En wat die daarna te doen? Ek het gewerk vir Pepstos hoofkantoor en vir 9 jaar, 10de jaar was ek by Ackermans hoofkantoor. Maar dieselfde jaar wat ek by Ackermans hoofkantoor begin het ek by Roos en Eiendomme begin. Okay. Mense is altyd maar, hoe begin jy by... Ek het basies besluit, ek wil nie terug gaan Parow toe nie. Ek was nie meer, ek het in Eersterivier het ons gebly. En ek wou nie weer travel het van Eersterivier af Parow toe waar Pepstos hoofkantoor was nie. Toe doen ek aansoek vir Ackermans en hulle was mos nou een firma. En ek doen aansoek by Roos en Eiendomme om agent te word en ek kry in dieselfde week al 2 werke en ek besluit, aanvat ek my al 2. Okay. So ek het 'n groot kans gewaag. So ek het basies my eerste jaar in Eiendomme in die aande meer gewerk, naweke, na ure, van die dag was ek nou by Ackermans hoofkantoor, verskriklike moeilike tye, daai was nou in 1995, so was baie moeilik om in Eiendomme te kom, maar ek het net gevoel, ek wil iets by my werk het, want jy weet, baie mense doen ekstra goedjies, en omdat ek gewerk het by 'n fabriek, het almal gevra, wil jy nie skoene verkoop vir my nie, wil jy nie parfum vir my verkoop nie, hulle is mos klomp vrouens. Dit dink ek later, maar ek kan verkoop. Miskien moet ek net probeer om Eiendomme te verkoop, ek het niks om te verloor, want ek het aan my vaste werk. Maar ek het so 'n jaar al 2 werke gedoen en toe word ek genoodsaak om my vaste werk te los, want toe kan ek nie meer nie, want die mense het my gesoek en hulle moes so verskonings maak waar ek is. En toe gaan ek, dus ek nou vast. Ek was aangestel, maar ek meen toe werk ek nou net vir Roos en Eiendomme. Nou sê my, waar het jy tyd gevind? Intussen tyd het daar 'n kerel gekom, of 'n kerel het man geword, waar het jy tyd gevind om nou, dit met die 2 werke? Weer my agente deur die jare, as ek sien hulle raak so moeilik, dan sê ek vir hulle, nou kom ek vertel vir julle hoe ek begin het, dan gaan hulle oor so, want kyk, toe ek begin het ek 'n babatjie van 3 maande gehad. En enige ma kan jou sê, kyk, is moeilik, 3 maande. So ons het gebly in Eersterivier.
Dan het ek elke oggend uit Eersterivier uit Makassa toe gery, want die oppasser bly in Makassa. Okay. Dan ry ek uit Makassa uit reg deur Kuilsrivier toe, na Ackermans toe, dan werk ek daar. Nou leer ek nog die werk ook, né? So nuwe werk. Ja. Dan werk ek kom ek nou van die werk af, dan maak ek baie vinnig kos. Dan ry ek nou weer Eersterivier af, Makassa toe, want die babatjie moet drink, is 'n bosbabatjie, is 3 maande oud. Ja. En dan gaan ek in die straat in. Maar ek het 'n wonderlike man gehad, so hy het dan byvoorbeeld windjies uitgevrywe, dan gaan klop ek aan die deur, stel myself bekend, ek werk nou vir Rosen Eiendomme, en as die mense, wie? Toe ken die mense nie vir Rosen Eiendomme nie, want die kantoor was 3 maande oud, toe ek daar begin het. So nou moet ek 'n bietjie van die firma vertel, en dan moet ek 'n bietjie van my vertel. So dis 'n dubbele vertel. Vandagse mense kan net sê maar ek werk vir Rosen Eiendom en dan is hulle vir Adelaide, dan is dit nou baie makliker. Ja. Maar daai tyd moes ek nou my bekend gestel het en so kom ek so 10:00 by die huis. In die aand, 2 werke. Ja, maar ons is daardeur. Sê vir my en is dit nou die Rosens in Somerset West wat Dis Somerset West, ja. Okay. So sê vir my, hoe het dit gekom dat jy besluit het, ek verstaan jy het 6 jaar gewerk daar by Rosens Somerset West en toe skakel jy oor na Makassa toe en open jy Rosens hier in Makassa. Ja. Vertel ons 'n bietjie daarvan. Toe my seun nou begin skool toe gaan, of sê toe die oudste een na skool toe gaan, toe besluit ons om terug te trek Makassa toe. Want jy weet, daar's niemand daar in Eersterivier wat ek ken wat die kind in die middags kan bly nie. En toe het ek nou by Rosens toe gewerk in Somerset West, maar toe wil ek nou van die huis af werk. Ek wil toe nou my eie agentskap oopmaak in Makassa. En toe wil Rosen ons weet wat Rosen is steeds daai jare dus sy besigheid begin het. Hy het toe na my toe gekom en gesê hy hoor ek wil weggaan op my eie. Toe sê vir my hulle het nou 'n konferensie gehad waar hulle besluit het die takke is te groot. Hulle gaan nou die takke kleiner maak en areas verkoop. Soos byvoorbeeld as jy nou kyk na Somerset West. Somerset West, Kleinmond was onder Somerset West, Gordons Bay, Strand, Makassa. So dit was 'n baie groot area. Yes. Toe verkoop hulle kleiner areas uit die groter areas. En hy vra toe vir my, wil jy nie liewer die Rosens franchise koop nie, van weet almal ken vir jou en hulle ken vir Rosens. En ek en my man het so 'n bietjie gepraat en toe sê nee, okay, goed, ons sal dit doen en so begin ek toe nou van my huis af. Baie mense het in hulle garages gewerk en so, ek het plek by my huis gehad. Begin net op my eie, nie 'n admin dametjie nie, toe 'n admin dametjie en toe begin as agente en toe groei het ek later toe nou die Strand franchise ook oopgemaak het. So op 'n stadium het ek omtrent so 12 mense gehad wat vir my gewerk het. Maar met die resessie moes ek kies van dat te veel plekke toegemaak. Toe kies ek maar vir Makassa toe, want dis maar nou my baby. Toe het ek die Strand se kantoor toegemaak en ek het nog steeds by Makassa. So wat het jou gedryf om door te gaan nok aan die deure om die agentskap in 'n community wat bekend is as 'n minder bevoorregte community te wil doen? Wat het jou gedryf om dit te doen? Weet jy, so Makassa se mense in daai stadium was verskriklik onkundig. Ek het altyd gedink, daar hoor jy mense teken kontrakte sonder om goed te lees, mense verloor hulle huise. Net om 'n voorbeeld vir jou te maak, né? Jare terug toe sommige mense die eerste lot mense afbetaal het en dit is nou so, sê maar so 1999, 98 daar rond, het hulle mense afbetaal. Toe die meeste mense, kom ek sê, 'n groot gedeelte van die mense, het die geld gevat. Sê byvoorbeeld, en dit was die huise nou goedkoop, maar sê byvoorbeeld, hulle het hulle geld gekry, dan vat hulle nou 1/3 van die geld, of 2/3 van baie mense was jonk. Dan betaal het op hulle verbande, like eenmalig. Gaan by die bank, betaal het in. Niemand sê vir hulle, nou die computers werk my goed, niemand sê vir hulle, maar meneer, jy kan nie so betaal nie, want nou wys dit mos elke maand, jy het nie betaal nie, van die computer het hom gevat as een payment. Ja. Wat dit beteken het, die mense het baie het hulle huise verloor, en hulle kon nie verstaan nie, want hulle het 'n gedeelte betaal, maar in die mind van die onkundige persoon was dit, ek is nou vooruit betaal vir 2 jaar en in tussentyd gaan ek mos nou werk soek en dan, weet, so hy het nou nie al die geld gaan betaal by verband nie.
Het was so erg nie, daar was een van die plaasboere wat gekom het na my toe soek hy werk vir sy werkershuise. Hy het 5 huise gesoek, maar dit moes wees in 'n area waar mense, dat sê die voorman kon tel die mense op, dat hulle nou nie so ver moet ry nie. En ek dink toe al plek wat ek nou weet is daarso. En ek het vir 2 aan deure gaan klop. En mense wat Makassa weet nou was Tima se winkel, nou in daai area gaan klop ek toe aan deure. En ek kry 11 huise om te verkoop. Tussen hy klomp, want ek weet mos die historie van die mense wat die hulle verbande betaal het. En die plaasboer koop toe 6 huise, 1 vir hier toe uit en 5 vir die mense. So die mense daar bly, ek so 3 langs mekaar, dan is 1 agter en 1 is om die draai. So die voorman het gestop, dan kom hulle uit hulle huis uit, dan klim hulle in. En daai was 'n baie goeie maand vir my, want so ek sê, ek het besef dat die mense, as een persoon sy huis gaan verloor het, dan is ek seker is nog mense wat dieselfde probleem het. So ek het fisies gaan klop aan al die deure en uitgevind of daai mense ook afbetaal is en so. So baie mense kon hulle wins vat en dan weer later iets gedoen het. Maar dit was eintlik 'n hartseer tyd en dis die onkunde. Ek glo aan moet hulle leer, jy weet. En ek kan voorbeelde noem van dit. So as iemand na my toe kom en hy sê hy het nie lank om nog te werk nie, dan gaan ek nou vir hom sê, meneer asseblief, moet nou nie gaan en net gaan betaal. Jy moet nou met iemand in die bank gaan praat en sê die intensie is om 'n bedrag neer te sit of so, want die komputer gaan nie verstaan soos jy dink. Hy gaan dit vat as een payment. So baie dinge wat gebeur het oor die jare in Makassa gebruik ek as ek vir die mense bietjie inligting gee en 'n bietjie vir hulle sê, dan kan ek vir hulle sê dit het regtig gebeur met iemand. Ek praat nie nou net met of dit met my gebeur. Ek sê altyd vir my agente, julle hoef nie die eie foute te leer nie, julle kan leer by myne. So as ek iets geleer het en ek is of dit nou sleg is of wat ook al, dan gaan ek vir hulle sê, weet jy, dit het met my gebeur, van ek het nou iemand vertrou, of ek het gedog is so, maar dit is nie so nie. En so leer hulle, so my agente sê altyd, is am lekker, ons leer die ander se foute, ons hoef nie selfde maak nie. Maar het is toch belangrik dat die mense leer. Ja. Want as die mense nou kyk hoe die mense Makassa is, hulle raak nou baie meer met Facebook en met goed wat jy, die mense raak nou baie meer soos hulle sê up-to-date met wat aangaan. Right. Maar jare terug was dit verskriklik moeilik. Jy moet regtig waar, soos die Engelsman sê, gespoon-feed het. Want as jy nou vir my praat van karre, dan gaan ek nou nie vir jou baie kan sê nie, maar van huise kan ek jou vertel. So ek is nou een van die mense wat baie is oor my werk, so ek gaan met jou praat en vir jou advies gee, of jy nou wil hoor of nie, dan sal ek sê, meneer, wat jy maak met die advies is up to you, maar ek gaan dit vir jou gee. Uiteindelik dit ja, mense van Makassa is baie belangrik dat hulle ingelig is en ingelig bly oor hulle omstandighede en hulle wyse en so aan betref. So doen die nodige inspeksie in jouself en kyk wat kom ek tekort of is my huisake en moet als in orde. Eintlik ek het ook voor ons vroeër vandaan gepraat het jy gepraat van het so 'n sagte plek vir die vroue in die gemeenskap. Maar voor ons daar sal kom wil ek gou vra, vertel vir ons gou van 'n tyd wat jy 'n moeilike tyd moet deurgemaak het. Hoe het jy daar deurgedruk en wat het jou gemotiveer? So 'n paar jaar terug het my oorlede man siek geraak. Hy moes sy werk gelos het, want hy kon nie meer werk nie. En dit was baie moeilik, want ons het 'n keuse gehad of ons eiendom moet verkoop, want die hospitaal se rekeninge was skaai, almal wat daardie gaan het sal weet. En hy het toe ons het die grootste gedeelte van sy pensioen gevat om dit te doen. En toe moes ek nog harder werk, want dis nou net ek, en ek weet daar's baie mense, veral nou met COVID, wat kan getuig as die vrou of die man sy werk verloor, het hulle al twee se geld was ingesit in hy budget, veral as jy huis gekoop het, jy weet, en enigiets wat weggaan, dit is 'n groot hap. En toe hy in 2018 oorlede was, toe was ek totaal en al, kyk, ons kom nou van skool daar af. So, ek was totaal en al verpletterd, want is nie net jou lewensmaat, die was my beste vriend.
En hy het saam met my begin by Rossens. Ek sê ek het 'n 3 maande babatjie gehad. So as ek vanaand van my werk af kom in East Kuilsrivier en ek moet nou vinnig gaan en babatjie gaan optel by die oppasser en ek moet na Borsvoed, dan moet hy windjies uitslaan en dan gaan klop ek aan die deure en as ek terugkom dan gaan klop hy weer aan die deur as ek in die kar moet borsvoed want dit was 'n borsbaba. Ja. So hy het saam met my begin. Jy weet ek het goed met hom discuss van eiendom en goed en hy was baie 'n goeie luisteraar, so hy het gehelp. So toe hy nou oorlede is, het ek weet dis soos jou die mat is onder jou voete. Ja. En jy moet jouself regtig waar forceer om op te staan. En ek het net besef, maar ek kan nie lê nie, want ek het 'n werk, ek het mense wat vir my werk, wat kyk na my toe, want hy het vir 'n tyd saam met ons gewerk, het maintenance gedoen vir ons. So die atmosfeer was nie lekker nie en toe my een agent vir my sê, Gilbert, hy's 'n stopagent in my kantoor, toe hy sê, mevrou, ons mis vir jou, ons weet waar hy deurgaan, maar ons kan nie sonder nie, en toe dink ek, ek sal my nou moet regryk. En ek het my reggeruk en weet jy wat so wonderlik is, ne, met al die stres en die boedels en goed, ek het baie mense geëducate en skielik is ek in hy posisie wat ek vir ander mense gesê het en ek is nou self in dit. En ek kan vir jou sê net deur die jare baie goed wat gebeur het met ons en met huise. Ons het al huis was onder ons uitverkoop. Ons het 3 weke gekry toe ons 'n ander plek kry. Ons het vir 3 maande by my suster gaan bly met ons kinders. Meubels het by een plek gestaan, breekgoed by 'n ander plek. So ek weet wat dit is om jou huis te verloor. Ja. En ek voel mense wat simpatie is maklik om te kry, maar agente het nie altyd empatie nie. Ja. En ek kyk my mense wat vir my werk, jy moet empatie hê want dit is die ding wat gaan maak dat iemand weet jy luister as hy praat. Ja. Is nie net nog 'n seil wat jy het, want jy werk met emotions, jy weet. En toe ek soos nou, as mense inkom in my kantoor, soms kom mense so depressed in en is baie vrouens wat ek ken wat hulle wederhelftes verloor het. En dan kan ek vir hulle motiveer en ek kan met hulle praat. En mense wat nou hulle werke verloor het, weet die goed wat in my oor die jare gebeur het, kan ek nou met mense praat en ek kan vir hulle sê, jy sien as iemand oorlede is, nee, en jy gaan sê ek is jammer om te hoor van jou man, jou vrou, wat ook al. As mense vir my sien en ek het nou 'n paar mense, as ek sê wat hulle mans verloor het en hulle kyk vir my en ek gee hulle drukkie, dan sê hulle net jy sal verstaan. So die Here gebruik my baie vir vrouens wat hulle mans verloor het en selfs wat geskei het. So ek het 'n slegte ding wat in my gebeur het, omgeskakel iets goed, want ek gebruik dit om mense te motiveer. En die vrouens, nee, weet jy so wat ons het nou 'n bietjie verander, nee, maar in die begin, weet jy wat het gebeur? Jy sou weet die munisipaliteit se huise. Daai jare was dit net die man se naam. So die mans as hulle nie vrou skel, dan sê die mans, ek weet nie, jy ken ook miskien van die ouer mense, maar dis my huis, jy het nêrens geteken nie. Hulle het nooit besef dat is binne gemeenskap nie. Ja. So wat gebeur het, baie mense het hulle huise verloor mans, en dan hy die vrouens by my, toe kom ek agter, die briewe kom op die man se naam. Ja. En die vrou maak dit nie oop nie. So sy het nie benul dat hy nie die verband betaal nie, dat hy nie munisipaliteit betaal nie, en nou kom hulle daar, die huis word afgevat, sê ek, mevrou, maar hoe weet jy nie? Nee, maar ek het nooit die goed oopgemaak nie. Toe begin ek, die council het my baie gevra om by women's event te praat, en dan het ek die vrouens gepraat oor die slaggate. Mevrou, maak die brief oop. Moenie dit aanvaar is die man se nie. Maak seker daar's 'n testament, want die mense het nie testamente nie. My prokureurs bied gratis testamente aan. Ons het na die skole toe gegaan in Makassa en Vergram gesê, as julle iemand het wat wil testament het, bel vir ons. En want mense weet nie dat testament en boedels is iets verskillend nie. Weet die mense praat van 'n boedel, maar dan noem hulle dit 'n testament. Ja. So die onkunde. En so ek gaan na vroue events toe, dan praat ek met die mense en soms lag hulle sê hulle, hy weet dis regtig, ek weet nie wat aangaan nie, my man doen daai goedjies, sê mevrou,
as daar iets is soos 'n blacklisting of iets, is u naam ook daar, so al het hy nie geteken nie, nou gaan ek al die klein goedjies vir hulle verduidelik, maar ek bied dit nou nie so ernstig aan nie, jy weet, want dit is meestal groot mense, maar nou kom die mense na my toe, dat ek vra hulle vir my advies. Ek kom agter as mans wat al, die man is al 15 of 20 jaar dood, die vrou het nog nooit die boedel aangemeld, jy weet, ek het vir een vroukie die onkundigheid gesê, mevrou, het jy nie jou man se boedel gaan aanmeld? En weet, die onkunde sê die vrou vir my, maar almal weet my man is dood. Verstaan? So dit is iets wat 'n mens, wie gaan vir hulle leer? Jy weet, nou sê hulle vir jou, maar die munisipaliteit se brief kom nou op my naam. So dan dink hulle dit is klaar. Ja. So jy moet hulle spoon-feed en verduidelik, mevrou, dis die proses. Ek kan vir jou prokureur kry, maar die hoofsaak is testamente. Ons mense is nie lief vir testamente, nou beklei die kinders oor die huis. Ja. En net so op 'n ligte lyn, vertel ons 'n paar van die staaltjies wat jy al teëgekom in jou Ja. jarelange ondervinding as 'n eiendomsagent. Ja, ek is lief om van myself grap te maak. Maar ons is nie nou meer so in die koerante wat ons adverteer, kyk die internet het wat oor, jy weet, en die mense kyk alles op hulle telefone. Maar jare terug met ons geadverteer in die koerante en dan ons het dit genoem 'n menu. Ja. Sê jy het nou vir 10 huise, jy weet, en om geld te bespaar en advertensiekoste te bespaar, dan gaan jy nou sê 2 bedrooms, soveel. 3 slaapkamers, soveel. En as jy nou garage by, dan sê jy nou 3 slaapkamers met garage. Jy noem nie die goed wat obvious is, jy noem dit die extra goed. Ja. En die persoon bel vir my en die persoon sê vir my, is dit julle huise? Ek sê ja, meneer. As al jou huise so, ek sê, en die pryse, ja, toe vra die persoon vir my, nou die een van julle huise kom byse nie. Ons het vreeslik gelag daar, want dis die jare terug, want omdat jy noem nie 'n kombuisie van, dis mos nou obvious dat 'n kombuis is. Ja. En soos my kassa, ek het eendag so lekker gelag met die vroukie. Ons kry baie mense wat namens hulle kinders bel of hulle vriende of so. En die vrou bel vir nou die mense van my kassa sal nou weet, hoe lyk die huis in Charlie Brown straat en die een van die huise is alleenstaande nie. En sy beskryf en sy wil nou 'n huis koop, haar vriendin stel belang en so, en ek vra mevrou, nou waar bly u vriendin? Toe sê sy, nee, in Charlie Brown straat, een van die semi-suite huise. Semi-suite. Ja, ons het vreeslik gelag, ja, maar jy mag nou nie lag vir die kliënt nie, jy weet, want sy is daarom op die regte trek, jy weet, sy is 'n semi. Ek sal dit nou 'n semi-suite huis. 'n semi-suite huis, ja. Ja, maar as ek sê dat onkunde, as jy dit reg hanteer, kan jy mense seermaak, maar ek voel jy moet vir hulle educate. Ja. Weet? Education is baie belangrik. belangrik, ja. En ek haat die term as die mense altyd gesê het, ons is agtergeblewende mense. Ek haat daai. Ja. Jy weet, want as jy vir jouself sê jy is agtergeblewen, want ek het altyd gesê, ek kom ook uit Soekmekaarstraat en Makassar uit Oos, het ek die running water gehad, he. Ja. Ek het nie gebly in Soekmekaar, as jy nou verstaan die terme. Jy kan vir jou verbeter. Jy weet, jy moet nie jou omstandighede as 'n verskoning gebruik nie. Want daar kom baie goeie goed uit Makassar uit, soos jy self weet. Ja. Edith het vanaand die opportunity om saam met die vrouens en die jong dogters en saam met die te praat om vir hulle 'n bietjie te sê. Baie kere dan bly mense stil of veral vrouens word bly stil omdat hulle miskien geabuse word of een of ander ding gebeur aan hulle en hulle bly stil. Vanaand gee Makassar Pride die platform om te praat met die vroumense. So as jy daar in die kamera kyk, wil ek hê jy moet praat saam met die vroumense wat hierdie program sal kyk, om vir hulle te sê silence is not an option. Ja, net om vir jou te sê, my droom is om eendag 'n huis in Makassar. Ek wil dit graag koop. Die Here is my hart bekend, ek wil baie graag 'n huis koop, maar dit moenie in my naam wees nie. Dit moet iets wees wat al die jare gaan bly in Makassar. Jy sien wat gebeur, baie mense het die huiwens, né, maar daar is 'n groot need vir mense om byvoorbeeld 'n naweek te wees, van die man drink naweek en die week is hy fyn, dan het die vrou nie probleme om by die huis te wees nie. Maar as dit Vrydag aankom, dan weet sy moet hardloop. Ek ken baie van sulke vrouens. So tipe huis sal ek baie graag wil hê, daar eers wees in Makassar, dat die mense net kan
kan vir hy naweek 'n plek het, jy weet. Dit is my hartsbegeerte om dit eendag te kan hê in Makassa. En vir die vrouens daar, weet, mansmense is oor die algemeen sterker, maar ek glo vrouens is baie, baie sterker as mans. En jy weet, hulle sê as jy 'n vrou slaan, dan slaan jy 'n klip. En ons deure by Roos en Eiendom Makassa is oop. En so ek sê, ek is baie passionate oor vrouens. En ek hou daarvan om vir hulle, vir al die ouer mense, ek weet vir ouer vrouens het ek 'n ekstra spesiale plekkie. Ek help altyd my vriendin Beverly as sy vroue daar het. En dan gee ek vir hulle advies. Ekskuus tog. Dan gee ek vir hulle advies. Hulle kom vra vir jou van hulle vertroue vrou. Vrouens, ouer vrouens veral, vertrou nie mans nie, hulle vertrou vrouens. En ek glo dat die klomp dinge wat aan my lewe gebeur het. Ekskuus tog. Dit het my sterker gemaak en ek kan nie vir iemand sê van iets wat ek gehoor het nie. Ek kan vir hulle sê dit het met my gebeur. Mevrou, as jy nie dit gaan doen nie, dan kan dit gebeur. Net om 'n voorbeeld te maak met 'n kliënt wat na my toe gekom het. Hulle was besig om te skei. En die vrou het beklei vir die huis en sy kom na my toe en sy sê nee, sy is okay, want sy gaan die huis kry. Toe sê ek, hoe bedoel mevrou? Toe sê sy nee, sy claim nou vir die huis. Ek sê mevrou, dit werk nie so nie, die huis behoort aan die bank. Claim vir iets anders. Van daai man gaan vir jou die huis gee en as jy klaar geskei het, dan betaal jy nie die huisie, dan het jy niks hier. Want as dit in jou behoort, kan jy nie dit kry nie. Nou sulke tipe goed, die mense glo, jy weet, ek fight vir die huis, maar die huis behoort nie aan hulle nie, behoort aan die bank. So dan gaan ek nou vir hulle educate en sê, mevrou, as jy verband klaar betaal, moenie dit doen nie, beklei dan liewer vir geld, of laat dit instaan, hy moet betaal, of iets, jy weet, want skeibriewe, mense skei net om vinnig te skei. Hulle dink nie aan na die skei nie. En so gaan ek nou vir hulle 'n bietjie advies gee daar ook. Jy weet so. Pragtig. Edith, ons is gekom aan die einde van die program. Ons wil vir u van Makassa Pride se kant af baie dankie sê dat u ons kom besoek het vanaand hierso. Dat u gedeel het met die mense reality, real facts wat u gedeel het met hulle. En ons vertrou dat die besigheid van krag tot krag sal gaan. Makassa se mense, van 'n jonge dame wat in Makassa skool gegaan het by Marvin Park Primêr, opgegroei het, haar skoolloopbaan voltooi het, getravel het, Eerste Rivier toe, teruggekom het, 'n huis verloor het, opgestaan het, besluit het 2 werke gedoen het, en besluit het, ek wil in eiendomme betrokke raak, tot die oude van Roosens Properties. Die vraag is vir u, kan daar iets goeds uit Makassa uitkom? You be the judge.